hoofstuk 1, vanaf vers 1, lees ons saam. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. So net op die grond van hierdie woorde, kan ons agterkom, hierdie was 'n man wat godvreesend was, so hy het karaktereienskappe gehad van 'n kind van die Here. En dan ken ons die verhaal. Nou, as ons kyk na die boek Job, dit was nie vir God nodig om hierdie boek vir ons te laat opteken nie. Hoekom moet ons weet wat in die hemel aangaan? Maar tog laat hy hierdie boek vir ons opteken, sodat ons deur middel van die skrifte hoop kan hê en kan insien tot binne in die hemel in wat daar gebeur. Vers 1 tot 5 is 'n eenheid waar dit eintlik maar gaan oor die Engelse woord is prosperity, oor die goedheid van Job, hoe dit met hom gegaan het. In vers 6 het die seuns van God en ook die duiwel, die Satan, voor God gekom. En hy vra vir hom vers 7, waar kom jy vandaan? 'n Swerftog oor die aarde. Daai is 'n swerftog oor die aarde. Later in 2 vers 2 vra hom weer, waar kom jy vandaan? 'n Swerftog oor die aarde. So die duiwel loop rond soos en soek wie hy kan verslind. Oor die aarde heen. En die Here, hoofletters, vers 8, lê klem op die knegg, sy knegg, Job, wat hom dien. En dan natuurlik wat ons verwag van die duiwel, hierdie woord Satan word ook dan vertaal as die aanklaer van die broeders. Romeine nie, Openbaring 12 vers 10 staan daar dat die duiwel is die aanklaer van die broeders. So wat is die duiwel se werk? Wat doen hy? Om ons aan te kla voor God. En ek skryf hier neer iets wat ek lees in 'n kommentaar. Wat se sonde sal die Satan oor my kop hou as hy voor God moet gaan staan? Wat sal die duiwel voor God sê, maar Orisel, dis wie Richard is? Wat se aanklag sal hy teenoor ons hê? En die aanklag wat hy dan oor Job het is vers 10. Het u nie self hom en sy huis en alles wat aan hom aan alle kante rondom beskut nie? So hy sê vir die Here, hoekom Job die Here dien is omdat dit met hom goed gaan. Dis hoekom hy die Here dien, hoekom hy vroom, opreg, godvreesend, iemand afwyk van die kwaad. En in hoofstuk 2 is daar weer 'n aanslag. En in hoofstuk 1 sien ons in vers 14 dat die Here laat hom toe om alles van Job af weg te vat. Vers 14, sy beeste. Vers 16, sy kleinvee, soos sy skape en sy bokke. Vers 17, sy kamele. En vers 18, u seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink. In die huis van die oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom en die huis aan sy 4 hoeke gryp en het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. Die ander is weggeroof deur die ander groepe, maar hier het sy kinders gesterf. So asof dit moes Job dan geknak het, sodat hy op die einde God sal vloek. Maar hy het God nie gevloek deur dit alles nie. Inteendeel sien ons vers 20, eintlik 'n vreeslike gedagte wat hier eintlik ontstaan. Toe staan Job op en skeer sy mantel, sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Die woordjie aanbidding is wanneer jy voor die Here neerbuig. Nou baie keer dan dink mense aanbidding is praise and worship. Praise and worship is nie aanbidding nie.
Aanbidding is wanneer jy aanbid, God aanbid, in 'n positiewe sin, om tot God te nader en sê, Here, U weet beter. Here, U is in beheer. Dis wat daar die woordjie aan beteken. Vers 21. Nadat ek uit my moeder skoot gekom, naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. En dan weer hier die positiewe term. Die naam van die Here sy geloofd. Sy plaas sy vertroue in die naam van die Here sy geloofd. Wat positiewe gedagte is. So tot hier toe, ja, hy het sy hoof geskeer, hy het sy mantel geskeer. Vers 22, by dit alles het Job nie gesondig nie. En aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. So niks aan God toegeskryf. God te, wat die regte woord waarna ek soek, te beledig of God te vloek nie. So, as ons hierdie 2-3 verse saamvat, Dominee Gerard de Wet het altyd op kweekskool gesê, ons is soos 'n tandepasta buisie. Wat gebeur as jy die buisie druk? Dit wat binne is, kom uit. En hier word Job gedruk. So dit wat binne is, kom uit. So wanneer dit swaar gaan, dan word ons gedruk. En dit wat binne is, kom uit. So baie, dis kom in Korintiërs sê Paulus, dis goed dat daar partyskappe onder julle is. Dis goed dat daar soms 'n bekleierery is, of verskille is. Hoekom? Sodat ons harte geopenbaar kan word. Wat gebeur as jy op 'n slang trap? Hy pik. So wat gebeur as iemand op ons trap? Is ons slang, pik ons, of soos Job hier in hierdie omstandighede, val in aanbidding voor die Here neer en plaas sy vertroue in die Here. Hoofstuk 2 is die tweede gedeelte van die aanklag, waar hy na dit weer terugkom. Hy verskyn weer voor God, en God sê vir hom weer, het jy opgelet op my knegt Job? Vroom God vreesend iemand afwyk van die kwaad, vers 3. En dan sê die Here hierdie woorde, vers 3, B gedeelte, en volhard in sy vroomheid, alhoewel jy, so die Here sê vir die duiwel, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Hoor julle, die Here sê vir die duiwel, jy is nie wat my opgehits het, teen Job, om hom te vernietig. Dis die duiwel se begeerte. En vers 5 sê die duiwel, is reg, goed, alles het nou met hom gebeur, maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën, hy sal u beskuldig, hy sal u in die aangesig vloek. Nou, wat is, wanneer voel ons sleg? Wanneer ons siek is. Dan voel ons, hoor hierso, Here, dis nou net te ver. Dis een stapie te ver, het nog goed gebeur, is met ander gebeur, maar wanneer jy siek word, sodat hy is met vers 7, bose swere getref, van sy voetsool tot op sy skedel, 'n sweer, van onder sy voete, tot bo op sy kop, sy hele lyf, met bose swere, so dit het nou gebeur, hy is in hierdie erge emosionele benoudheid, en nou, word hy getref met bose swere. Nee, die Here sê, jy kan alles, jy mag net nie sy lewe vat nie. En die ergste wat die Satan kan vind, is bose swere, en hy tref hom daarmee. En dan, by dit alles het hy nog nie, en sy vrou kom vers 9 by hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf, vloek God en sterf, gee vir God die skuld, hoekom dit gaan soos wat dit gaan, en sterf. Hy sê vir sy vrou, vers 10, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sal ons van God aangeneem het, nie ook die slegte aanneem nie, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Wonderlik. En dan vers 11 tot 13, waar sy vriende by hom kom sit,
Vers 13 is die beste wat jy vir iemand kan doen, wanneer hulle in sulke omstandighede is. Wat is die beste wat jy kan doen? Wat is die beste wat jy kan sê? Niks nie. Ek wil amper sê, sit by hulle, en hou jou mond. Dit is die beste wat jy kan doen. Vers 13, en hulle het by hom op die grond gaan sit, 7 dae en 7 nagte, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het. Want hulle het gesien dat die smarte baie groot was. Hoofstuk 13 vers 5 wil ek ook net gou daarmee saam lees. 13 vers 5 sê, ag, as julle maar heeltemal wou swyg, dan sou dit vir julle wysheid wees. As julle maar julle mond gehou het, sê Job vir hulle. Maar nou het hulle mond oopgemaak en meer skade eintlik gedoen as goed. Hoofstuk 3, Job vervloek sy geboortedag. En dan sien ons vers 12, kom die woordjie waarom na vore, vers 20, weer waarom, vers 23, waarom gee hy lig aan 'n man, wie se weg verborge is, 'n man wat deur God van aan alle kante ingesluit is. Waarom gebeur goed met ons? En ook Job kom op daai punt waar hy vra, waarom? En dan begin ons te lees van 3 manne, Elifas, Bildad en Sofar. En elkeen van hulle het 'n punt wat hulle dryf. Ek wil dalk net noem dat daar is 3 vrae wat gevra word in die gedeeltes. En die eerste is God regverdig? Tweedens, doen God alles op grond van sy regverdigheid, sy geregtigheid? En dan die derde punt, hoe word Job se swaar kry dan geregverdig? Is God regverdig in dit wat hy toelaat oor Job? Die vraag wat gevra word is, bring dit Job nader aan God? Of dryf dit Job weg van God af? In hoofstuk 9 vers 22, 9 vers 22, sien ons Job se hart, dat hy was in die begin stil, sy mond nie oopgemaak nie, maar tog hier sien ons kom daar iets uit sy hart uit. Dit is net eenders, daarom sê ek, die vrome en die goddelose vernietig hy. So Job sê hier, die vrome en die goddelose vernietig God. As die gesel skielik doodmaak, spot hy met die vertwyfeling en met die onskuldige. So hy praat van God, asof hy hier sê, God is nie regverdig in dit wat hy doen nie. Hoofstuk 16 vers 9 is nog 'n vers wat die Job later oor spyt was, wat hy sy mond opgemaak het. 16 vers 9 sê, sy toorn het verskeur en my as vyand behandel. Hy het teen my geknars met sy tande. As my teestanders kyk, hy het my skerp oë aan. So ons sien hier dat Job begin redelik in 'n mate bevraagteken of God regtig regverdig is in dit wat hy doen en dit wat hy toelaat oor hom. Hoofstuk 38 tot 41 is God wat praat. Hoofstuk 23 is baie belangrik, daar is 'n vers in hoofstuk 23. Ek sien ek het hom nie neergeskryf nie, net gou kyk of ek hom sien. Nee, ek het hom nie gemerk nie. Maar daar is 'n teks hier wat sê,
dat God hom toets. Dat die woord, ja, vers 10, 23 vers 10, want hy weet hoe my wandel is, as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. So hy besef, tog, dat hierdie is 'n toets, waardeur hy gaan. Dat alles verloor, dat hy siek word, en hier sit hy en sy vriende, en wat bespreek hulle? Ek wil net noem ook, dat ons lees in die Nuwe Testament, in Jakobus 5 vers 11, van die lydsaamheid van Job. Lydsaamheid, in daardie omstandighede waarin hy was hy lankmoedig, teenoor die Here. En kan ons lydsaamheid van Job, en let op die einddoel, sê Jakobus. So God het 'n werk in ons begin, en hy gaan aanhou met daai werk totdat hy dit volëindig het. In Genesis 46 vers 13 lees ons van 'n man met die naam van Job, in Esegiel 14 vers 14, Esegiel 14 vers 20 lees ons ook van 'n man met die naam van Job. En dan, eintlik sê aan die einde, moet ons dalk dit saamvat met Romeine 8 vers 28, wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat hom lief het. Nou moet ons gepraat oor, so is 'n redelike moeilike boek om te lees, vanaf hoofstuk 4 tot 38 of tot 37, is dit 'n moeilike boek. So ons praat van 33 hoofstukke. Wat is 33 hoofstukke? Dis dialoog tussen Job se 3 vriende en Job wat homself moet verdedig. So heel eerste man op die toneel, wat ek net kortliks gaan oor praat, is hoofstuk 4, Elifas. 4 vers 1. Toe antwoord Elifas, die Temaniet. Vers 3 lees ek, kyk, jy baie mense, en is eintlik kosbaar hierdie eerste paar woorde wat sê, jy baie mense tereggewys en slap hande versterk. Jou woorde, hoor op wat sê Elifas, hy sê, jou woorde het opgerig die wat struikel, en jy het knikkende knieë versterk. So nou herinner Elifas vir hom aan dit wat hy vir ander mense gesê het, en daarom moet ons besef dat ons woorde dra gewig. Wanneer mense in omstandighede is en ons sê iets, hier sê Elifas, jy het woorde vir mense gee en dit het hulle opgerig, mense wat op hulle knie was, en jy het hulle versterk. Vers 5, maar nou dat dit jou oorkom, is jy moed verlore. Nou dat dit jou tref, is jy verslaan. Nou een iets wat ons kan optel, baie duidelik oor Elifas is, Elifas was die oudste van hulle almal gewees. En hy praat vanuit sy, kan ons die woordjie gebruik, ervaring. As daar iemand op die kerkraad is en is die oudste persoon, dan luister ons graag na die persoon, want dis die een met die meeste ervaring. En so was Elifas, hy was dan een gesien onder hulle met die meeste ervaring. Hy hou aan om te praat in vers 6, is jou godsvrees nie jou hoop, jou vrome wandel nie jou verwagting nie? Vers 8, volgens ek gesien het. Die wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit. Wat sê hy hierdeur? Die wat onreg ploeg en moeite saai, sal dit maai. So met ander woorde, hy sê hier vir Job, jy's onregverdig. Jou wandel is onregverdig. Dit wat hy vanuit sy, volgens wat ek al gesien het in my lewe, sê Elifas. Die rede hoekom dit so met jou gaan, uit my ervaring is, jy het onreg geploeg, en nou maai jy dit wat jy geploeg het.
En is dit so? Nee, dit is nie so nie. Want ons weet nou wat in hoofstuk 1 en 2 gebeur het. So nee, Elifas is verkeerd. God is besig om hom te toets. Maar Elifas begin hier met een rigting dryf. Vers 12 verder is 'n woord op geheimsinnige wyse na my gebring. En my oor het 'n gefluister daarvan opgevang. Nou sommige meen hier dat hy 'n woord van die Here gekry, en ander meen dat hier waar hy praat, hy het iets in sy oor gehoor, is 'n ander manier om te praat dat daar is geskinder. Soos daar maar gebeur, wanneer iets gebeur, dan is daar 'n geskinder wat plaasvind. En het hy goed gehoor, dat hy besluit, nee wat, iewers het Job iets verkeerd gedoen. So ons sien dan heeltyd hierdie dialoog tussen hom en tussen Elifas en Job. Dan praat Job weer en dan praat Elifas. In hoofstuk 7 sien ons die lewe is swaar, die van Job veral. Het die mens nie 'n stryd op hierdie aarde nie? Hoor julle, hoe voel Job? Sy hart is laag. Vers 5, my vlees is bekleed met wurms. So sleg. Hoofstuk 8, die opskrifie, die dood van Job se kinders. Sê Bildad was 'n regverdige straf. So, hoe sal dit vir jou wees? Jy het nou net al jou kinders verloor, en nou kom die tweede vriend van jou na jou toe, en sê dat dit wat met jou kinders gebeur het, was hulle verdiende loon. Hulle het in sonde geleef, en nou het God hulle gestraf. As ons kyk na Bildad, hy praat vanuit tradisie. So die eerste een praat vanuit sy ervaring, en Bildad praat vanuit tradisie, dit wat vir hom logiese argumente is. Die opskrifie by vers 8 sê, die ervaring van die voorgeslagte is dat hy wat sy God verlaat, skielik omkom. Vers 8 sê, want doen tog navraag by die vorige geslagte, dat ons kan sien wat sê die tradisie, en gee ag op wat hulle vaders nagespeur het, want ons is van gister en weet niks nie, omdat ons die dae 'n skaduwee op die aarde is. Maar vanuit tradisie, wat die vaders vir ons oorgedra het en oorgelewer het, kan ons agterkom, dat wanneer dit so met jou gaan, dan leer die tradisie vir ons, dat jy in sonde leef. So Bildad kom dan ook, en sê vir hom, dat daar 'n sonde in sy lewe, op grond van wat die tradisie, wat ons voorvaders, ons sê baie keer, wat ons veral uit die voorvaders leer is, die maniere hoe om gesond te word. Wat noem ons dit? Die boereraad. So leer ons uit die geslagte. So hy sê, al hoekom jou kinders sou omkom, uit die tradisie leer ons, want jou kinders was goddeloos gewees. Hoofstuk 9, maar Job het geantwoord en gesê, waarlik, ek weet dat dit so is. En hoe kan 'n mens regverdig wees by God, as hy sou begeer, om met hom te twis? Vers 15, hom wat ek nie kan antwoord nie,
Al was ek regverdig, ek kan my regter net om genade smeek. Hier sien ons nog Job se hart. Kan maar net God om genade smeek. Maar vers 16 sê hy, maar wat as daar gedagvaar word? En ons staan in die hof, om dan te kyk, wie skuldig, wie is onskuldig, wat is nou regtig hier aan die gang? Begin daar 'n prentjie af te speel. In vers 22 kom hy by die punt waar hy God beskuldig. As hy in die hof sou staan, sou hy onregverdig wees. Vers 10, of hoofstuk 10, wat kan die bedoeling van soveel moeite wees? En dan kom ons by Sofar, hoofstuk 11. Sofar. As God hom wou openbaar, sê Sofar, sou Job gou sien wie die skuldige is. So Sofar sê daar is iemand wat skuldig is en daar is iemand wat onskuldig is. En die rede dat dit gebeur is dat hy is skuldig. Hy sê vir hom in vers 13, as jy jou hart berei en jou hande uitbrei na hom, as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit en laat jou geen onreg in jou tent woon nie. So hy sê vir hom, wat se sonde is daar in jou lewe? Laat dit uit jou tent uitgaan. Vers 20, maar die oë van die goddelose sal versmag en die toevlug is vir hulle verlore, dit is sy raad. So hy sê vir hom, hy moet hom bekeer, want die goddelose sal ondergaan. Nou as ons kyk na die manier waarop Sofar skryf, so Elifas praat vanuit sy ervaring, Bildad praat vanuit die lesse, uit die voorvaders, uit die tradisie, maar Sofar, wil ek amper sê, hy sou baie goed ingepas het in ons tyd, want hy verkondig 'n voorspoeds teologie, 'n voorspoeds godsdienst. Sofar sê, as jy die Here dien, en daar is die sonde, dan gaan dit net goed gaan met jou. Is dit so, oom Chris? Nou dis wat Sofar, sy beweegrede is, dat as daar sonde in jou lewe is, dan gaan dit sleg. Maar as daar dit goed gaan met jou, dan beteken dit dat jy het nie sonde nie. Hy sê Job se sonde, hoofstuk 11 vers 1 tot 4. Hy sê Job se arrogansie in 5 tot 12. Vers 13 tot 20 sê hy Job is hardkoppig. En dan is hy en Job besig om heen en weer te praat. Job, hoofstuk 13, Job bestraf sy vriende. So vir eers is daar 7 dae het hulle mond gehou en daarna het die een vanuit sy ervaring gepraat, dat hy in sonde leef, die ander een het vanuit sy tradisie gepraat, dat hy in sonde leef, en dat het goed is, dat die kinders sterf het, want hulle sonde gehad, en dan die derde een sê, nee, as jy die Here dien, gaan dit goed gaan met jou. Nou bestraf hy hulle. En Job begin dinge te bevraagteken, en dan Elifas, hoofstuk 15 weer wat aan die praat is, en so gaan dit nou maar heeltyd aan. En hoofstuk 20 sien ons weer vir Sofar, die opskrifie daar by hoofstuk 20 vers 4, sê, die voorspoed van 'n goddelose mens is van korte duur. Die voorspoed van 'n goddelose mens is van korte duur, want 'n goddelose mens gaan dit mee swaar gaan. Nou, ek wil vir julle vra, goddelose mense, gaan dit altyd swaar met hulle? Of gaan dit partykeer altyd net goed met hulle? En jy sien, Psalm 73, Asaf, 72, die groot raaisel, Here, hoekom gaan dit so goed met hulle? Habakuk, ook in Habakuk hoofstuk 1, Here, ek verstaan nie dit nie. Kyk hoe goed gaan dit met die goddelose. Hy sê, ek het niks nie, maar nogtans ek in die Here jubel. Al so 3 kere waar dit baie duidelik, Jeremia ook. Jeremia sê, Here, ek dien U. En kyk hoe gaan dit met my.
maar hulle leef in ongeregtigheid en kyk hoe goed gaan dit met hulle. So dit stem nie ooreen met dit wat Sofar sê nie. Sofar sê nee wat? Dat dit met die goddeloses sleg gaan. Ek wil vir julle sê, kyk na die goddeloses, kyk na die staat, kyk na die korrupsie, dit gaan goed. Hulle sit met miljoene. Ja, hulle gaan eendag voor God staan, maar in hierdie lewe geniet hulle dit. So gaan dit heen en weer tussen die 3 manne en Job. Hoofstuk 25 is Bildad weer aan die woord. Job in hoofstuk 27 vers 2, so waar as God leef, wat my reg ontneem het. Hoor julle, wat sê Job? En die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het. Job is later spyt oor hierdie woorde wat hy gesê het. Die opskrif hier in vers 30, en nou, selfs die laagste klas mense lag hom uit. Hoofstuk 32, kom nader aan die einde. Hoofstuk 32, so is Elihu, of is Elifas, Bildad en Sofar. En nou kom hier 'n man in met die naam van Elihu, wat nog die hele tyd vir hoeveel hoofstukke? 28 hoofstukke sy mond gehou het, en nou eers skielik begin hy te praat. Hoekom? Ons sien hier, hy sê, omdat ek nou maar die jongste is, het ek my mond gehou tot hier, vers 6, Elihu, die seun van Baracheel, die besiet het begin sê, ek is jonk, en u is hoog bejaard. Daarom was ek beskroomd en het gevrees om my kennis aan julle mee te deel. Maar nou besluit hy tog maar dat die Gees dryf hom om te sê, en wanneer Elifas praat, die jongste van almal, kom hy en hy sê, manne, wie is ons om vir God te sê, wat die heelal in beheer het, wie is ons om vir God te sê, hoe hy alles moet hanteer? So Elihu, die jongman, op die ou einde, is die een wat nederig en wys na vore kom. Hoofstuk 34 vers 36, ag, mag Job getoets word tot die einde toe, weens die antwoorde in die trant van kwaaddoeners. En Job beroep hom op God. Hy sal nie ophou totdat God by hom kom stilstaan het nie. En daar breek 'n storm uit op 37 en God kom staan by hom stil. Vers 14 tot 24 sy gedagte. Ek wil vir u lees vers 22. Uit die noorde kom goud tevoorskyn, maar oor God is daar onsagwekkende majesteit. Onsagwekkende majesteit. Hoofstuk 38 en 39 is God aan die woord en God vra vir Job, as ek reg is, 77 vrae. So Job was nou aan die woord en hulle het al hierdie vrae gehad teenoor God. En nou kom God op die toneel en God vra vir hulle, of vir Job, 77 vrae. Waar is die skatkamers van die hel? Jebin? Wie gee vir die takbok kos, maak seker dat hulle kleintjies word reggebore? En al hierdie vrae. As ek 'n paar kan uitlig. Kan jy die diere riem? Ken jy die wette van die hemel? Kan jy na die stem van wolke verhef? Kan jy die bliksemstrale uitstuur? 39 vers 3. Wie berei vir die kraai sy spys? Al hierdie vrae. Een van die vrae wat ons kosbaar is wat uit na vore kom, is die buffel. Hoofstuk 39 vers 12. Kan jy 'n buffel? Hy vra vir hom, kan jy 'n buffel groot maak met 'n kleintjie en hom saggies en liefdevol
of is dit 'n wilde dier? Dis 'n wilde dier. En op die einde kan Job nie een van hierdie goed antwoord nie, en hy sê in hoofstuk 39 vers 36, toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering, wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar ek sal nie weer nie. Ja, tweede maal, maar ek sal nie voortgaan nie. Met ander woorde, Job sê, ons Afrikaanse term sê ons, nou hou ek my back. En hier sê Job, ek hou nou my mond. En die Here het hom geantwoord uit die storm, hoofstuk 40, hoofstuk 41 vers 1, niemand is so vermetel, dat hy durf terg nie. Wie is hy dan, wat voor my sou standhou? Die Here sê, ek hou die hele wêreld in stand. Ons sing daai liedjie, He's got the whole world in his hand. Hy hou die wêreld, die planete, die mensdom, die diere, hy hou alles in beheer. En dan het die mens die vermetelheid om vir hom te kom sê, Here, u moet dit so en so en so doen. Doen ons dit nie ook baie keer nie? Sê, Here, ek dink, u moet dit so en so en so doen. Maar as ons Job lees, dan sien ons, God is in beheer. Het is beter om te bid, Here, laat u wil geskied. Here, u weet beter, laat u deure oopmaak en u deure toemaak. En sluit af met hoofstuk 42, die laaste hoofstuk. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Vers 4, hoor tog, ek sal spreek en ek sal u ondervra en u onderrig my. Vers 5, die teks van oordenking van die hele boek. Volgens hoor sê het ek van God gehoor, maar nou het my oog u gesien. So soms moet ons deur goed gaan en getoets word, sodat ons op 'n punt kan kom en sê, ek het u gedien, ek het in die kerkbanke gesit, maar nou, deur hierdie stryd, waardeur ek is, soms is dit deur die dood van 'n kind, of deur die erge omstandighede by die werk, of finansiële teëspoed, of iets wat met ons gebeur. In die bediening ervaar ons baie keer stryd, en dan kom ons terug na hierdie vers, Here, ek het van hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou, in hierdie omstandighede het ek gesien hoe u werk. Nou het ek gesien, u gehoor, en in verhouding met u gegaan. En toe begin die Here sy omstandighede te draai, vers 10. En die Here het die lot van Job verander. Wanneer? Toe hy vir sy vriende gebid het. Wanneer verander God ons lot? Wanneer ons vir hulle bid wat ons sleg sê en teestaan en seermaak. Hier verander God Job se lot. So mag ons in hierdie verhaal sien dat God is in beheer. En hy weet beter. En hy maak vir ons 'n venster in die hemel oop om te sien wat in die hemel bespreek word tussen God en Job, en hoe die Satan, tussen God en die Satan in die hemel, en hoe die Satan ophits teen God, aankla voor God. Mag ons besef, ons sien net nou wat voor oë is, maar God sien die hele groot prentjie. En God weet eintlik beter as ons. Amen.